Moet ik gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Nie in siel gelei na Jesus, niks stoffer aan sy voet. Moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Nooit my lewe gegee aan Jesus, nooit om regtig lief gehad. Goeiemôre en welkom weer vanmôre by ons Sondag Stilword afspraak. Dit is my voorreg om saam met jou te kuier oor Jesus se woorde, waaroor ons vanoggend kan mediteer. Nou, ons lees vandag een van die mees skrikwekkende gedeeltes in die Bybel. So jy moet maar jouself brys vir Jesus se woorde vandag. En dis nie noodwendig 'n slegte ding nie, omdat reguit harde woorde ons soms bring by plekke van verootmoediging. Ek het al soveel keer deur hierdie eindste teks het ek introspeksie gedoen, in my lewe ingekyk en tot verootmoediging gekom, net opnuut weer my lewe in oënskou te neem en voor die Here te kniel en te sê, Here, ek is jammer. Nou, gelukkig is hierdie woorde wat ek vandag met jou oor praat, nie my woorde nie, maar dit staan net so opgeteken as Jesus se woorde uit sy mond uit Matteus 7, vers 21 tot 23. Nou ek wil graag hê jy moet saam met my vanoggend hierdie kosbare woorde lees, wanneer ons dit net so vir 'n oomblik gaan bestudeer. Nou kom ons lees vanoggend uit Matteus 7 vers 21 tot 23, waar Jesus se woorde deur al die eeue weer klink tot vandag toe. Hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En dan maak hy 'n stelling oor wat daardie dag sal gebeur wanneer mense deur die deur van die dood sou stap. Hy sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie? En dan sê Jesus, sal sy antwoord as volg klink. Hy sê, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Nou hierdie is weliswaar harde woorde. Kom ons vra die Here deur sy Gees om dit aan ons te openbaar. Gaan weg van my af, sê die Here, want ek het julle nooit geken nie, julle wat die wet van God verbreek. Hierdie is seker een van die ernstigste woorde wat Jesus ooit gespreek het tydens sy bediening hier op aarde. Jesus sê, daar gaan mense eendag voor hom staan, aan die ander kant van die dood. Dan gaan hulle vir hom sê, Here, Here. Hierdie mense het gepreek. Hulle was vooraanstaande mense in die samelewing. Hulle het wonders gedoen, sê Jesus. Hulle het baie godsdienstig gelyk hier op aarde en baie geestelik vertoon. En tog sê Jesus vir hulle, ek het julle nooit geken nie. Jy sien, wat belangrik vandag is om te verstaan, is
dit is moontlik en dis waarlik iets wat jy vandag moet erken. Dit is moontlik om naby die kerk te wees, om in die kerk te wees, selfs deel van die kerk te wees, maar ver van Jesus af te wees. Dis moontlik om godsdienstig te lyk, maar in jou hart geestelik leeg en leweloos te wees. Daar's 'n teks in Openbaring wat sê julle die gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloor. Jesus soek nie net mense wat sy naam ken nie. Hy is op soek na mense wat hom ken. Nie net sy naam nie, maar wat werklik hom ken in 'n intieme verhouding. Nou baie mense wil Jesus hê as redder, maar nie as Here nie. Nie as iemand wat hulle lewe regeer en aan wie hulle oorgegee is nie. Hulle wil die seën van God beleef en in hulle lewe hê, maar hulle stel nie belang in 'n lewe van gehoorsaamheid en van opoffering nie. Daar is baie mense wat wil hemel toe gaan, maar hulle weier om hulle lewe voor God te verander. Hulle weier om af te staan van hulle gemaksones, hulle lewens van kompromie. Jesus sê nie, ek het jou een keer geken en toe het jy van my vergeet nie. Nee, hy sê iets anders in hierdie teks. Hy sê, ek het julle nooit geken nie. Jy sien, vandag se boodskap gaan nie oor hoe jy lyk geestelik vertoon nie. Vandag se boodskap van Jesus af gaan oor verhouding. Dit gaan oor 'n diep verbintenis en 'n oomblik tot oomblik gesprek, verhouding en ontzag vir sy teenwoordigheid in jou lewe. En om spasies te skep, voortdurend bewus te wees, om sy teenwoordigheid toe te laat in jou lewe. Jy kan elke Sondag in die kerk sit, maar nog nooit werklik jou hart aan God oorgegee het nie. Miskien nog nooit werklik ten diepste gesmaak het hoe dit voel om werklik in die teenwoordigheid van die Here te wees nie. Jy kan Bybelverse ken uit jou kop uit, maar steeds met sonde karring in jou lewe, elke dag. Jy kan aanbid met jou lippe en met jou dade, terwyl jou hart ver van hom af verwyder is. God kyk nie net wat ons doen nie. Hy kyk na wie ons is wanneer niemand kyk nie. Daar in 'n spasie wat totaal toegesluit is vir die wêreld daar buite. Nou die gevaarlikste plek vir jou en vir my om in ons lewe by te wees, is om te dink dat jy reg is met God, terwyl jy eintlik ver van hom af leef. En terwyl jy in misleiding elke dag voortleef, sonder dat jy werklik weet dat jy eintlik verlore is. Maar vandag, soos elke dag, is die roepstem van Jesus nog steeds 'n werklikheid. Roep Jesus vir jou en vir my nader. Hy roep ons net nie, hy nooi ons uit, terwyl daar nog 'n kans is. Laat ons met die Here regmaak en in ons harte in sy rus binne gaan. In daardie rus waar ons weet alles is reg tussen ons en hom. Hebreërs 4 vers 7 in die Afrikaanse 53 vertaling sê, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Jesus se oproep vandag vir jou en vir my is, bekeer jou. Nie môre nie, vandag. Bekeer jou van jou ou verkeerde weë. Dan sal Jesus uit die hemel kom, jou sondes vergewe en jou genees. Bekeer jou nie na godsdienst toe nie, maar na intieme verhouding met Jesus. Nie na 'n vertoning wat jy vir die wêreld wil opsit, buite blink en binne stink nie. Nee, maar na 'n ware, diepe oorgawe.
Want die grootste tragedie wat jou en my lewe, as ek praat van lewe, praat ek van hierdie ene en die lewe hierna. Die grootste tragedie wat ons kan tref, is dat Jesus staan voor ons en ons sy stem hoor sê, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. Jy wat die wette van God verbreek het. Dit is sekerlik die grootste ramp wat jou en my kan tref. Maar vandag is daar nog genade. Vandag is daar nog tyd. Terwyl jy nog asemhaal, terwyl daar nog bloed deur jou are sypel. Vandag kan jy nog voor Jesus staan, wat voor jou met oop arms jou uitnooi. Hy sê, kom na my toe. Elkeen wat vermoeid en belas is. Gee vir my jou hart. Los jou sonde daar, lê dit net daar neer. En kom en volg my. Volg my werklik met jou hele lewe. Jy sien, Jesus wil nie net deel van jou lewe wees nie. Hy wil die Here van jou lewe wees. En hy wil sigbaar word in elke faset, elke oomblik, elke keuse, elke daad, wil hy sigbaar wees in jou lewe. Moenie net oor God praat nie. Stap in ware gehoorsaamheid agter Jesus aan. Vandag kan dit vir jou en vir my begin. Moenie net sy naam gebruik om te sê Here, Here nie. Maar meer belangrik, waarskynlik die belangrikste, dat Jesus jou persoonlik geken het. Glo my vandag, aan die ander kant van die dood, as jy voor Jesus staan, gaan daar geen mooier woorde wees as hierdie woorde wat Jesus vir jou kan sê aan die ander kant van die dood. Mooi so, my goeie en getroue diensknegt, gaan in die vreugde van jou Here. Dis kosbare woorde hier. Mag ek en jy ons hele lewe daaraan toewy, om daai woorde te hoor. Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet, nie in siel gely na Jesus, niks te offer aan sy voet. Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet, nie my lewe aan hom gewy nie, het ek ooit hom lief gehad.